Na die Eerste Wêreldoorlog was Europa in chaos. Te midde die opkoms van liberalisme en kommunisme het die fasisme vir baie in die 1920s en 30s geklink soos die antwoord op 'n chaos. 'n Nuwe era van krag en orde. Maar was dit werklik hoop? En hoekom het die fasisme op die ou ende gefaal? Hoekom het dit nie gewerk nie? Hoekom sien ons vandag nie meer enige fasistiese state nie? In Italië, na die verwoesting van die Eerste Oorlog en die versplintering van politieke mag, het Mussolini en sy beweging beloof om die volk weer een te maak. Hy het gesê, alles binne die staat, niks buite die staat, niks teen die staat nie. Vir miljoene desperate mense het dit so sekerheid geklink. Maar agter daardie belofte lê 'n wesenlike gevaar. 'n Gevaar wat ons in vandag se video aan die hand van Stoker se stryd om die ordes uitwys. Fasisme het nie soos byvoorbeeld Marxisme begin as 'n helder uitgewerkte politieke teorie nie. Ook nie soos nasionaal-sosialisme wat presiese filosofiese werke gehad het waar volgens dit uiteengesit het nie. Dit was 'n lewensvisie wat in die vroeë 20ste eeu in Italië aanvanklik uitgebou is deur intuïsie, die herwaardering van mites en 'n romantiese beeld van mag. Die mite van 'n groot en verhewe staat het die mense besiel, 'n magtige volk, 'n sterk leier en 'n nasie wat sy plek in die wêreld afdwing. Dit was aanvanklik begrond in 'n romantisering van die ou Romeinse ryk. Mussolini het die mite toe in 'n struktuur omskep, 'n korporatiewe staat. Die ekonomie is onder staatsbeheer geplaas, gesins- en huwelikslewe moes in diens van die staat staan. Die jeug is opgelei in die godsdienstige verheerliking van die staat en die pers is onder strenge sensuur gebring, sodat slegs die stem van die fasciste sou weerklink. Selfs die kerk is as 'n bedreiging gesien, want niks mag buite die staat mag bestaan nie. Maar soos H.G. Stoker uitwys, lê die diepste fout van die fasisme daarin dat dit die staat tot 'n sedelike en selfs godsdienstige entiteit verhef. In werklikheid is die staat nie alomvattend nie, maar slegs universeel in een beperkte sin. Hy vorm en handhaaf die reg. Die staat kan geen wetenskap skep nie, kan geen kuns voortbring nie, kan geen sondaars bekeer of godsdienst vestig nie. Hy het nie die mag om taal, sedelikheid of kultuur self voor te bring nie. Sy taak is juridies, nie sedelik nie. Sy taak is om die regsorde te vorm en te beveilig, en dit geld vir al die menslike verbande in individue. Die kern van Stoker se kritiek teen fasisme kan saamgevat word in die volgende aanhaling uit Stryd om die Ordes. Die fasisme sien die staat as iets sedeliks, maar dit dwaal, want die staat is nie iets sedeliks nie, maar 'n juridiese verskynsel. Die beweging maak 3 foute. Dit maak die sedelike iets absoluuts, God alleen is absoluut. Dit verstaan die sedelike verkeerd as 'n blote wilsverskyning in plaas van die gebod om jou naaste lief te hê, en dit laat die staat self die sedewet skep waaraan hy onderworpe is. In werklikheid ontvang die sedelike sy aard en doel nie van die staat nie, maar van God. Wat die fasistiese staatsopvatting nog meer onaanvaarbaar maak, is sy radikale magsopportunisme. Die reg word nie bo die mag gestel nie, maar afhanklik gemaak van die staatsmag self. Waar die Christelike staatsleer dus die staat as 'n regsinstelling beskou wat die godgegewe wet en skepingsorde binne 'n bepaalde sosio-politieke konteks moet handhaaf, sien die fasisme die staat as dit ware as die uiteindelike morele wetgewer. Waar die Calvinis sê dat God die bron van reg en sedelikheid is en dat die Bybel die bron van is wat ons leer om te weet wat hierdie reg en sedelikheid is, sê die fasisme dat die staat self daardie bron word. Dit verafgod die staat. Maar 'n staat wat mag bo reg plaas, word noodwendig 'n tirannie. Fasisme wat beloof het om 'n volk te red, blyk 'n misplaaste hoop te wees. Sy mite is nie waarheid nie, maar afgodery. Sy vryheid is nie gehoorsaamheid aan God nie, maar aan die willekeur van 'n diktator wat homself verhewe bo die wet self sien. Die groot gevaar van die fasisme lê daarin dat wanneer die staat as instelling verabsoluteer word, die vryheid van al die ander lewensverbande in gedrang kom. Die onafhanklikheid van die gesin, van die kerk, van die godsdienst, van die skool, besighede en alle ander lewensverbande word misken deur dit ondergeskik te maak aan die staat se wil.
Wanneer die kerk se getuienis van die evangelie byvoorbeeld in botsing kom met die staat, omdat die staat alle gesag vir homself wil opeis, word die kerk verpletter. Ook die volk word nie werklik verhef nie, maar gereduseer van burgers tot knegte van die staat. Die volk se mondigheid en selfstandige verbande word deur die fasiste ondermyn. En ons eie geskiedenis waarsku ons, selfs in Suid-Afrika het daar bewegings ontstaan wat onder Afrikaners die vaandel van eintlike fasisme wou invoer. Hulle het gepraat van die sedelike waarde van die staat en verkondig alles binne die staat, niks buite of teen die staat nie. Dit klink dalk soos patriotisme, maar in werklikheid was dit 'n aanval op die Christelike geloof van ons voorgeslagte. Vandag sien ons nog die trekke van fasisme, daarin dat sommige Afrikaner nasionaliste vasklou aan die eenheidsstaat as 'n verskynsel, of vasklou aan die verlede van apartheid. Ons soek nie weer apartheid nie, ons soek iets beters. Ons soek nie weer segregasie nie, ons soek ons eie. Daar word gesê dat die grense van die Suid-Afrikaanse imperiële staat onverskuifbaar is, ongeag wat die demografiese realiteit op die grond is. Daar word selfs deur sommige beweer dat die idee van 'n volksstaat met nuwe grense neerkom op verraad. Hierdeur word die staat egter self verhef bo die volk en die volk se vryheidsstryd as dit ware onderwerp aan die staat. En dit bring ons by die groot les wat Stoker wil deurbring. Ons uiteindelike hoop lê nie in die staat nie. Geen volk kan sy roeping vervul deur die staat te verafgod nie. God alleen is die absolute. En hierdie boodskap bly relevant vir vandag, want dit is veral in tye van krisis wat mense geneig is om hulle te wend tot totalitêre oplossings. En die aard van ons stryd is sodanig dat ons nie weer daardie fout mag maak nie. Ons kan ons hoop alleen plaas op die waarheid van God se woord. Kyk gerus na ons vorige video in die reeks wat oor die ware ideologiese grondslag van ons volk behoort te wees deur eenvoudig te klik op hierdie video wat op die skerm verskyn. Die Willem Petse groep wil ons deel doen om die waarheid by ons mense te kry. Maak ons hande sterk deur 'n betalende lid van die groep te word en volg net die eenvoudige stappe op die banner onderaan die skerm om so te doen. Totsiens en God seën elkeen van u.